Goeiedag luisteraars, ek groet u in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is getrou. Dit is weer 'n voorreg om saam met u te kom deel rondom die woord van die Here. God is groot en God is magtig en by God is alles moontlik. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons dank u vandag, Here, weer vir 'n geleentheid om te kan staan, Here, en te vergader rondom u woord, my koning. Ek dank u vanmiddag vir elke luisteraar, Here, elke kyker, my God, wat ingeskakel is op hierdie program. Ek bid, Hemelse Vader, dat hierdie woord, Here, elkeen sal oplig, Hemelse Vader, en dat dit 'n positiewe impak sal hê op elke persoon se lewe wat luister na hierdie boodskap, my koning. Ek bid dat daar veranderinge sal plaasvind, Here, en dat daar goeie dinge sal gebeur in 'n lewens in Jesus magtige naam. Kom sien dan nou u woord, sien die boodskap, Here. Ek betrek ons so toe in die kosbare en magtige bloed, my Vader, in die magtige naam van Jesus Christus, met alle danksegging, my koning. Amen en amen. Liewe luisteraars, ons gaan onmiddellik in die boeke van 2 Konings 20 vanaf versie 1. Die Bybel leer ons daar, in die dae het Hiskia dodelik siek geword. En Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Toe draai hy sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here en gesê, ag Here, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë. En Hiskia het bitterlik geween, en Jesaja het die middelste voorhoof nog nie uitgegaan nie, of die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, draai om en sê vir Hiskia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak, op die 3de dag sal jy opgaan na die huis van die Here, en ek sal 15 jaar by jou lewe, by jou dae, byvoeg en hierdie stad uit die hand van die koning van Asaria red en ook hierdie stad beskik terwille van my en my knegt Dawid. Die Here sien sy woord en die lesing daarvan. Liewe dierbares, vandag, as ons by hierdie skrifgedeelte, waar ons kyk na koning Hiskia, wat so siek was. Die Bybel sê, Jesaja, die profeet, gaan na Hiskia en hy sê vir Hiskia, dat hy sal sekerlik sterwe. Dis wat die Here vir Hiskia gesê het, die boodskap wat God aan Hiskia gee deur die profeet Jesaja. Die Bybel sê, maar Hiskia doen iets. Hiskia draai na die muur. Hiskia, toe hy die nuus kry, hierdie slegte nuus kry, toe draai hy na die muur. Nou, wat doen ek en u wanneer ons sulke slegte nuus ontvang? Waartoe gaan ons wanneer ons nuus ontvang wat ons nie verwag het nie, of wat ons nie gereed voor is nie? Ek kyk na hierdie skrifgedeelte en ek sien dat Hiskia was nie gereed om te sterwe nie. Hiskia het nie verwag dat hy hierdie tipe nuus sal kry, dat hy nou sal sterwe nie. Maar die Bybel leer ons hier, dit is wat die profeet aan hom kom deel het. Die Bybel sê, Hiskia se optrede was dat hy omgedraai het en na die muur gekyk het. En ek dink by myself, wanneer ek en u na 'n muur kyk, dan sien ons iets wat nie terug kan praat nie, waar daar niks is nie. Maar die Bybel sê, toe hy na die muur draai, toe praat Hiskia met die Here. Die Bybel sê in versie 5, en hy sê, draai om en sê vir Hiskia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor. God is 'n God wat gebede hoor. Maar Hiskia, toe hy hom omdraai, toe noem hy dit, hy sê, Here, dink tog aan my getrouheid aan u. Die Bybel sê, en hy het bitterlik geween. Hy het gehuil voor die Here, hy het traan gestort voor die Here. Die Bybel leer vir ons, hy sê, wie met trane saai, sal met gejubel maai. Die Bybel sê vir ons hier, dat dit is so belangrik vir ek en vir u, dat wanneer ons, nou waartoe draai ons, wanneer dinge vir ons, wanneer ons weet, hier is nie 'n oplossing nie. Wanneer ons weet, hier gaan ons nie kan uitkom nie. Na wie toe gaan ons?
Baie maal gaan ons na mense toe en vra vir hulp. Baie maal gaan ons na vriende toe, na kollegas toe, na iemand wat ons vertrou en ons gaan praat daaroor, hoe kan ek hierdie situasie verander? Baie maal wil ons self die situasies verander. Amen. Maar as ek kyk na hierdie skrifgedeelte, kry ons baie mense wat gaan na toerdogters, gaan na ander oplossings. Hulle soek ander oplossings om uit hulle omstandighede of uit die situasies uit te kom. Maar hier het Hizkia net een ding gedoen. Hy het omgedraai en hy het met God gepraat. Die Bybel sê, toe hy met God praat, voordat die profeet nog by die trappe af is, die Bybel sê vir ons, en Jesaja het die middelste voorhoof nog nie uitgegaan nie, of die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, draai om en sê vir Hizkia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader David, ek het jou gebed gehoor. Hoe lieflik is dit om te weet wanneer ons 'n situasie by die Here lê, waar ons geen uitweg gehad het nie, en ons lê dit voor die Here, en die Here laat jou weet, hy het jou gebed gehoor. Hoe lieflik is dit om sulke nuus te kry nie. Ek en u, dit is so belangrik dat ons moet besef, waarna toe ons ook al gaan, die wêreld kan ons nie help nie, maar ons het 'n God na wie toe ons kan draai, en sy naam is Jesus Christus. Die Bybel sê, en toe Hizkia omdraai en klaar gebid het, kry die antwoord by die profeet, en die Here het vir hom 'n uitkoms gegee, deur 15 jaar in sy lewe by te voeg. Hy sê ook, en het ook gesê, en hierdie stad uit die hand van die koning van Asaria red, en ook hierdie stad beskik terwille van my en my knegt David. Terwille van God en sy knegt David sal hy die stad beskik, sal hy die stad uit die hand van die koning van Asaria afred. En dit is die God wat ons dien. Elke situasie waar Hizkia was gesê hy gaan sterwe, maar toe God sê dat hy gaan 15 jaar byvoeg, sê God ook dat hy gaan die stad red. Wanneer God vir ons 'n uitweg gee, dan gee hy nie net hy spesifieke deurbraak nie, of hy los nie net hy spesifieke situasie op nie, maar ook dinge rondom. So effektief is die Here van die leerskare. So effektief is God, want toe God vir David koning maak, toe red God ook vir Israel uit die hand van die Filistyne. Toe David vir Goliat verslaan, toe was daar nie weer 'n Filistyn wat opstaan teen Israel nie. En so is die hand van die Here, so magtig is die hand van die Here, so genadig is die hand van die Here. Ek en u moet vandag besef, ek wil vir u vandag sê, u wat daar sit in 'n siekte of in 'n behoefte wat u voel, u gaan nie uit kan kom, u sit in 'n siekte wat u gehoor het, vir die dokters het dalk vir u gesê, u gaan sterwe, u het net so lank oor. U het net soveel tyd oor. Ek wil vandag vir u sê, die woord van die Here sê, draai na die muur, draai na God toe, vra vir God, praat met God. Dit is u lewe is in u eie hande. U lewe is nie in 'n dokter se hande nie. U lewe is nie in 'n raadgewer se hande nie. U lewe is nie in slim mense se hande nie, maar u lewe is in u eie hande, en dis as gevolg van u eie besluite dat u lewe kan verander, en dis net in die hand van die Here. As u draai na God toe. Ek wil vir u sê, draai na die Here en vertrou die Here en weet dat God die oplossing sal gee. Ek wil vandag vir u sê, God sal nog jare in u lewe byvoeg. As u mismoedig is en u lê daar en u kom op hierdie program af, wil ek vir u sê, God sal nog jare in u lewe byvoeg. Maar vertrou die Here, dat die Here luister na jou uitroep. Dit is belangrik dat ons tot God moet uitroep en moet bid, sodat God veranderinge kan maak in ons lewens dierbaar is. Ek wil vir u vandag sê, God het Hizkia se lewe verander. God het ook die stad gered, uit die koning van Asaria se hand uit. Maar waarin sit jy vandag? In watter situasie sit jy vandag? In watter probleem sit jy vandag? Waartoe draai jy vandag is die vraag. En my antwoord vandag is, draai na God toe. My antwoord vandag is, God sal jou red, nie terwille van mense nie, maar terwille van sy naam en sy knegt David, terwille van die beloftes wat hy aan David gemaak het, terwille van die beloftes wat hy gemaak het aan ek en u, deur te sê, roep my aan in die tyd van benoudheid, en ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer, terwille van die beloftes wat hy gemaak het, deur te sê, wat ook al julle in my naam vra, in die naam van Jesus Christus vra, dit sal ek vir julle gee. Hierdie beloftes staan nog vandag vas.
Kom ons vra in die naam van die Here Jesus Christus, want daardie naam dra krag. Kom ons draai na Christus toe, kom ons draai na Jesus toe, wanneer ons sien, selfs die profeet kan nie vir Jesaja uitgehelp het nie. Hy het net die nuus kom gee vir Hiskia dat jy sal sterwe. Net die profeet Jesaja net kom sê, Hiskia, jy sal sterwe, en toe gaan hy weer uit. Hy kon nie vir Hiskia die lewe gee nie, maar dit was God wat die profeet terug laat draai het, as gevolg van Hiskia se gebed, het God die profeet terug laat draai, om vir Hiskia te sê, God het nog 15 jaar in jou lewe bygevoeg. Is dit nie wonderbaar nie? Jy voel jou besigheid gaan net dood. Jy voel dinge gaan nie uitwerk nie. Jy voel jou huwelik gaan net dood. Na wie toe draai jy? Die beste plek om na toe te draai is na God toe. Die beste persoon om na toe te draai is na God toe. En hy sal verlenging gee in jou lewe. Hy sal verlenging gee in jou besigheid. Hy sal verlenging gee in jou huwelik. Hy sal weer dinge herstel. God is die hersteller. Hy bou op. Hy het nie gekom om ons af te breek nie, maar hy het gekom om ons op te bou. Dis die God wat ek ken, dis die God wat ons dien, die Here van die leerskare. Mag hierdie kort boodskap vandag vir u ryklik seën. Ek glo en vertrou dat die Here kan 'n omswaai in die lewe maak, waar ook al in u vandag sit, waar u ook al bevind, of dit die dood is, of dit siekte is, of dit 'n werksituasie is, of dit lyk daar's niks meer wat kan werk nie, wil ek vir u sê, God kan die jare verleng. God kan 'n verandering bring. Draai u net na God toe. Dis wat u moet doen. Vader, dis in die magtige naam van Jesus Christus wat ek kom bid, Here. En ek vra, Here, dat u hand sal openbaar, my God, aan hulle wat vandag geen uitweg het nie, aan hulle wat vandag slegte nuus ontvang het, Here, laat hierdie boodskap goeie nuus, Hemelse Vader, Here, bring in daardie huis, in daardie persoon se lewe wat kyk na hierdie program, Here. Ek bid, Here Jesus Christus, dat u 'n omswaai sal maak. Ek bid dat hulle na u toe sal draai, dat hierdie luisteraars, hierdie kykers, Here, na u toe sal draai, Here, en sal weet dat u is die God wat hulle lewens kan verander, wat verlenging kan gee, Here, aan daar wat die dood wil instap, in die naam van Jesus Christus. Daar wat die siekte is, Here, kan u, Here, weer herstelling bring, my God, in die magtige naam van Jesus Christus, Here. Daar wat 'n huis besig is om plat te val, Here, is u die God, Here, wat dit kan opbou, my God, wat dit kan herstel, in die magtige naam van Jesus Christus. Sien dan nou die volk wat kyk, sien dan nou hulle wat luister, Here, sien dan nou vir hulle wat ingeskakel is, my God. Here, stort u guns op elkeen uit, in die magtige naam van Jesus Christus, met alle danksegging, my Vader. Amen en amen.